Come, Holy Spirit, move among us. Come, Holy Spirit, flow living water. Ja, Vader, die vraag volgens is, hoekom het ons U lief? Het ons U lief omdat dit wat U vir ons kan gee, of dit wat U vir ons doen? Of het ons U lief omdat U ons eerste lief gehad het en nog steeds You will always outlove us. So this morning, Father, we just bow in your presence this morning. We acknowledge You as the King of Kings and the Lord of Lords. Ons erken volgens as Ignite, Here, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Ons glo vandag van Genesis 1 tot Openbaring 22 dat die hele skrif wat God openbaar is deur die Gees van God, Here Jesus. Ons glo elke woord wat in die woord staan. Ons sê vir dankie dat die woord van God ons die autoriteit is in ons lewens. En ons weet saam, dit is die salwing van die Heilige Gees. So ek wil bid vanoggend, Abba Vader, that the words of my mouth and the meditation of my heart will be found acceptable to You, my Lord and my King. Dat dit wat ek spreek, Vader, waarheid sal wees. Maak elke oor oop vanoggend, Abba Vader, en dit is 'n keuse wat ons het vanoggend om te sê, ek wil hoor, maar die vraag is, hoe wil ek hoor? Wil ek hoor wat ek wil hoor, of wil ek hoor wat die Gees van die Here spreek vandag? So Vader, asseblief, gebruik my vandag as U stem, gebruik my vandag met 'n hart en 'n motief en 'n gesindheid wat skoon is vir U, 'n rein offer, waar ek kom vanoggend om U woord te bedien. Asseblief, Vader, ons plant, maar U laat groei, dat hierdie saad vanoggend wat gesaai word in die mense se lewens, sewenvoudig opspring in elkeen se lewens. Dit wat ons ontvang, ons kan uitgaan gee in die wêreld, wat dit so nodig het. Ons loof en prys U, vir U is goed. U sal altyd goed wees, en U is vir altyd goed. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Let's take our praises, people. Thank you so much. Baie dankie, die worship span was regtig 'n beautiful set vanoggend. As ek vanoggend 'n boodskap, as ek hierdie boodskappe 'n heading kan gee, sal dit wees, ekskuus as ek so sluit, ek is so 'n bietjie oulik gewees hierdie week, maar ek genees, amen? Amen. Halleluja. To be kingdom builders, not empire builders. Afrikaans is nie meer so lekker, dit sê die hart van 'n koninkryksbouer, maar ek like bietjie meer Engels. To be a kingdom builder, or you busy building an empire. So die skrifgedeelte wat ons vanoggend uit gaan lees is, en ek wil vir jou vra asseblief om jou swaard uit te haal, en as jy op jou foon het, maak sommer op jou foon ook, is in 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14, 1 Corinthians 16 verse 13 to 14. Korintiërs 16 vers 13 tot 14. Ek lees dit in die New King James Version wat sê, watch, stand fast in the faith, be brave and be strong. Listen to this now, verse 14 says, let all that you do be done with love. Kan dit weer sê, watch, stand fast in faith, be brave, be strong. Let all that you do be done with love. Die Afrikaans sê, waak, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk, laat alles wat jy doen in liefde geskied. Paulus kom in hierdie skrifgedeelte van 1 Korintiërs 16 en hy gee 'n opdrag. God commands us. Hy sê nommer 1 om te waak, to be watchful. Nommer 2 om vas te staan. Maar die vraag is, in wat staan jy vas? Wat wil hy hê moet ons in vas staan? Ons moet vas staan in die geloof. We need to stand fast in faith. Die derde punt, ons moet manmoedig wees. Ek like die Engels weer bietjie meer daar. Be brave.
Nou, julle, ekskuus as ek nou nie so geleerd is soos ander dominees en ander pastore en so nie. Maar ek's maar baie prakties ou. As ek bryf sien en ek kyk op Bybel. Ja, hy doen met sy pers. Weet, dan het hy op 'n skrik hy sy swaard en dan skree hy freedom, dink ek skree, né? Is dit? Ek kan lag julle, kyk jy die movies nie. Maar julle is te heilig, julle is nie Bybel nie. Okay. So, as jy nou kyk vir my vriend Mel Gibson op sy perd en hy ruk hy swaard en hy skree so freedom. He was brave until the end because they needed, I think they decapitated him of oopgesny. Ek weet nie of dit presies met William Wallace gedoen het. Maar hy was braaf tot op die einde gewees. Hy was manmoedig gewees tot op die einde. Vir wat? Vir 'n saak wat hy voor geglo het. En dis hoekom baie keer ons dink as kinders van God, weet, om hierdie liefdespad met Abba Vader te stap is, "Ag ja, hier's my ander wang, klap my." En hier's die ander wang wat klap my. Nee, hoor my meisie daar agter. No way, hoor vir Johan hier stop. Nie kan. Want sy lewe by die huis. As ek klein is, dan kry ek 'n warm klap. Maar ons het baie keer het ons hierdie mindset van, jy weet, die lewe moet net oor my hart loop en ek sal my ander wang draai. En dis nie wat God vir ons leer om te doen nie. Jesus stood firm en hy het vasgestaan in dit wat reg is, wat die waarheid is. And that's what we also need to live every single day. Die vierde punt is, wees sterk, be strong. Nou as ek luister na, jy weet, dis maar net my geestelike journey met Vader is, as ek die woordjie hoor, wees sterk, be brave, dan dink ek altyd in Joshua 1:9, die opdrag wat hy vir Joshua gegee het. Be strong and be very courageous. Be very courageous, you need to have courage. En dis wat Paulus hier vir ons kom leer, of Abba Vader deur Paulus vir ons hier kom skryf. Dat elke dag vir my en jou as kinders van God, het ons besluite om te neem. Ek wil jy moet dit hoor vandag. En ons is partykeer, nie die vyand nie, jy is partykeer, ek is partykeer die grootste vyand in my lewe. Want ek sukkel met 'n issue in my lewe van, waar ek te veel trots het, om my hand op te steek en te sê ek het hulp nodig. Dan sit ek met 'n jammer, Here help my, dan sit ek met 'n jammer, agtergeblewe gees in my. Ek wil iets anders te sê, maar ek kan nie, bedien. Dis so ek die manne, partykeer, of sit jy sommer, noem jy ding op sy naam. Hou om slaap gehad te wees, sê so wel van die kant, van die ding, of van die manne. Want hulle verstaan nie ander taal nie. Net jy hoef te vloek. Maar partykeer is ons eie worst enemy, want daar's mense, daar's 'n liggaam van Jesus wat graag wil help. Maar ek is so trots op myself en ek het soveel pride dat, nee, weet jy, ek sal die ding alleen deurgaan. Maar met God mense nog sit om jou te help. En weet jy wat? Dis niemand se skuld behalwe jou eie skuld nie. Jy sien, daai besluit wat ek en jy moet neem elke dag begin by, as ek my oogies oopmaak. Want vir baie jare in my journey was, as ek my oog oopmaak, die eerste ding wat ek gedoen het, is wat ek het gevra. Maar in my verhouding met Abba Vader, en lewende verhouding met die Heilige Gees het my geleer, hou op om te vra, begin my nie te loof en te prys vir wie ek is. Amen. Want hier, die disciples loop saam met Jesus vir 3,5 jaar, hulle sê vir hom, Rabbi, teacher, tell us how do we pray? En hy begin om te kom en te sê, ag gee my, sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. And that's why my whole prayer life has changed to, number one, when I open up my eyes in the morning, the first thing I do is, I have gratitude to say thank you that this is the day that the Lord has made. I shall rejoice and I shall be glad in it. Amen. Ja, maar dit klink awesome. Nou, doen het. Jy weet, woem, swoosh, just do it. Nike. Ken jy die Nike? Just do it. Die ouens wat nooit begin met daai doen, dis nie hulle die revelation is nie, is God wat voor die begin van alles het God al geweet, Nike gaan hy gebruik, waar daar staan, just do it, maar mense dink, as ek die Nikes aantrek, gaan dit my maak die Olympiese spele wen, as ek het Nike badge op my bors het, gaan ek die Engelse met 24 punte wen, amen? Dit is prachtig gewees gister. Kyk hier my mat, ek het gister, maar daar so voor die tweede helfte toe raak ek die kriebel, kyk, hier kom Australiese upset van laas jaar, wat jy laas jaar? Ons is besig om my geel bene te breek.
Ek dink ons 21 of 24-0 voor. Die geel monster kom, hy oorrompel ons in die tweede helfte. Nou die man sukkel met die Engelse. Ek het 'n probleem as die Engels ons wen met sport, met hockey en met netbal en met rugby en met alles. Ek hou nie waarvan as Engeland ons wen nie. En gister kom ons wys bietjie ons karakter. They just did it. Maar moet ek jou sê wat het vir my uitgestaan oor alles? As kaptein Pieter Steef dit toe gaan na die tyd. Wat sê hy? Ek wil net as 'n bietjie verander en praise to my heavenly Father. Ag kom dan nee. Dis mos nou 'n champion. En weet jy wat? Sy karakter, dit wie hy is, weerspieël hy's 'n kind van God. Ek weet nie of julle Chasing the Sun gekyk het nie, maar daar was 'n lelike ding wat gebeur het in die binnekamp, in die vorige wêreldbeker, waar daar bekleierery was tussen 3 senior ouens gewees. En Ras het gekom en gesê, daar's 'n kamertjie daar, maak hy die soortjie nonsens uit. En weet jy, het was in die halftyd teen Engeland gewees, dit was die All-Blacks, ek kan nie so onthou nie, ek weet nie wat sy vodka was, die Nathan Money was het eerste of tweede vodka. Tweede laaste een. Kom hulle in die kleedkamer ingestap en omgekyk met groot oë. Ekskuus, met respek gesê, sê polisie, die eister, kaptein van kapteine, sit dan met 'n bek vol tande. En al die seniors, niemand speech nie, niemand praat nie. Die ouens met hoeveel caps, wêreldspelers van die jaar, en hulle sit daar, met die titels, alles, almal bly stil. En weet jy wat Pieter Steef dit toe staan op die stilste ou in die span, en staan by sê, hierdie is nonsens. Hierdie is nonsens. Hierdie is ons kyk, ons gevat hom. En hy trek hy manne by mekaar en hy kyk hulle so in oor, want hy praat met 'n plek van autoriteit. En dit was die switch gewees, dit het gemaak dat ons gewen het, want hy het die inkoop gehad van die hele span. And that's what also for us as children of God, man, jy kan regtig, jy kan 'n keuse maak vandag, Johan, jy kan die pad alleen stap. Jy kan die pad alleen stap, maar weet jy wat ek ervaar dat jy genooi die volheid daarvan ervaar wat Vader vir jou vergeroep het? Because it's never called us to be alone. Want ons geroep as die liggaam van Jesus Christus. So, gaan ek en jy as ons opstaan in die oggend, gaan ek lui wees en slaap, of gaan ek waaksaam wees? Am I truly going to be vigilant? I'm going to be awake? Gaan ek vasstaan in die geloof? Of soos 'n golf wees wat hierdie kant en daai kant toe die boek, ek dink is die boek van James, die boek van Jakobus sê, it's like a wave that's being tossed, thrown backwards and all to the side. Jy weet nie, as jy die kant en as jy die kant, jy weet nie wat die kant toe jy is nie, want jy word net soos 'n golf, hierdie kant toe, daai kant toe geruk. Gaan jy so wil lewe? Want weet jy wat, daai kant is van hierdie lewe so. En dis niemand se skuld. Dis nie Satan se skuld, dis jou skuld. Dis my en jou skuld. Ons kies om rondgetos te word deur die golwe en deur die wind. Gaan ek myself jammer kry? Gaan ek 'n lafaard wees? Am I going to be a coward? Of gaan ek waarlik manmoedig word om te sê, hier is 'n probleem in my lewe, is 'n issue in my lewe, ek gaan hom aanspreek. Weer as 'n man met wie ek 'n pad stap nou vir 2 weke. En die man kom sit by my, weet jy wat? Die tweede keer toe ons saam kyk, kom hy na my toe en hy sê my boeta. Hy sê my nie boeta nie, noem my pop. Kan nie glo. Die skool het gesê, oom rook om boop. Nee, ek waar. Maar hy sê vir my oom, ek wil saam met hom journey. Wil ek met my mentor, hoor jy so, maar ek is hier om te dien. Ek is in die gemeente om te dien. Ek is hier so om te dien. Weet jy sê, ek is bereid om die stoele uit te pak. Ek is bereid om skoon te maak. Wow, man, that's a servant. That's a leader. Dis die leierskap wat ek glo God kan gebruik in die liggaam van Jesus. Jy sien, gaan ek myself jammer kry en lafaard wees en gaan ek waarlik manmoedig wees? Gaan ek swak wees? Of gaan ek sterk wees in hom en deur hom in alles wat ek doen? Terwyl
terwyl ons vandag saamkom, dat ons Heilige Gees toelaat om ons harte deursoek. Ek wil vir jou vra daar waar jy sit, maak jou hart oop vandag, maak jou hart oop. Al sit jy hier en jy hou nie van my kuif nie, of jy hou nie van my stemtoon nie, sluit af, dit gaan nie oor, luister, vra die Heilige Gees vandag om met jou te praat, en te sê, waar is die areas in die area wat ek kan groei, of wat ek moet genees word? Want jy sien, elkeen van ons is geroep om te bou. Maar die vraag is vanoggend, wat bou jy? Wat bou ons? Wat is ons besig om te bou? Bou ons eie koninkryke, of is ons besig om die koninkryk van God te bou? Daar's twee soorte bouers. Daar's ryksbouers, en ons koninkryksbouers. 'n ryksbouer gaan dit alles oor hom of haarself. Dis self-centered focus van wat het ek accomplish. Hulle gedagtes draai om my bediening. As jy in bediening staan, my bediening. Maar nee, hoe gaan dit met jou? Jessie man, lekker om jou te ontmoet. Jy's nie 'n koos, lekker om jou te ontmoet daar. Hoorie so, jy lyk bekend. Ja, jy's ek het 'n gemeenteraad in Kreeusdorp, ons is 1000 lidmate, ons het 4 dienste 'n week. Ons het 26 selgroepe wat hardloop, ons het 24 bidure wat hardloop per dag, elke uur van die dag. Ons is besig met uitreike reg oor die wêreld en jy moet ons leierskap sien. Wat het ek nou net oor gepraat? I'm boasting in my church. Maar as ek kom en sê, jy is moreel bekend, jy is brutaal, waar is jou skool? Is jy van Kreeusdorp Valley man? Hey man, dis kloos ons som in Noordskool gewees. Wat's er daar? Ja, maar is jy nie miskien op iewers bedien, of jy nie bediening, jy sê al betaal, weet jy wat, jy is so goed, hy maak vir my deure oop, en ek bedien maar waar hy vir my deure oop maak, is ons om meer te doen. En jy begin is, weet jy wat, jy nog 'n opening gedoen, of toe my dogtertjie, my graad 7 dogter, haar eerste span capping gehad het, dat jy kom praal uit aangaan vir 10 minute by die skool. Yes, en nou onthou ek kom jy te ontmoet. Nie titel, nie my, I, nie, daai werk nie in die koninkryk van God nie. Dis nie my bediening, dis nie my sukses nie, dis nie my erkenning nie, en ons belongs to hom. Dit alles behoort aan hom. Kan jy imagine, jy staan voor hom, in 'n breekdeel van 'n sekonde, verwissel jy die tydige met die ewige, en jy staan voor die erekoning, jy kan niks wegsteek van hom. En hy sê vir my, I have this one thing against you, presies wat hy sê in die woord, hy sê, I've got this one thing against you, Monet, that you know what, jy het in daai goedjies, het jy alles geopreik, my sê, man, daai area, jou hart was so vol pride gewees in daai area. Dit was nie vir my aangenaam gewees, ek het nie geneem, ek vind dit oor nie. En weet jy wat kom jy oor dit? Jy sterf elke dag. Swys, hierdie pad, sterf jy elke dag. Dis nie 'n one sterf en laas jy sterf elke dag. Jy sien, hulle motivering is dikwels, hierdie mense wat so self-centered is met my eie koninkryk, hulle motivering is dikwels persoonlike voordeel, eerder as om aan Jesus eer te bring. En is nie altyd om te sê, al die eer aan die Here, die Here is goed nie. Dis deur jou leefstyl sal mense dit sien. They will see the way you conduct yourself. Hoe jy praat, hoe jy optree. Jy sien, hierdie mense kan baie keer baie beheersend raak. As ek dink aan die woordjie beheer, dan dink ek altyd aan die donker magte en kragte. Jy weet, ek is nie baie gefokus op, dit is nou die gees, dit is nou die gees, dit is nou die gees. En die Here het my geleer, dis sataniese magte en kragte en demoniese forse. Ek wil nie eens hulle name gee nie. Maar as ek die woordjie hoor beheer, dan dink ek altyd aan die Jezebelic spirit, as ek dit so kan. Beheer, manipulasie, intimidasie en beheer is die 3 karaktereienskappe van die Jezebelic spirit. En dis nie volop in die wêreld daar buite, of as jy gaan loop, byvoorbeeld in Nederland in die rooi ligdistrik, jy hoor van my plek, net die groen ligte en die rooi ligte daar. Dan loop jy daar in die aand, en dan dink jy nou, dis die tannie met die lang rooi skoene. Julle dink, baie mense dink, dis die Jezebelic spirit. Nee, my boetie en sissie, die Jezebelic spirit is the most active in the body of Christ. In die kerk, my kerk, niemand raak, dis my kerk, alles is myne. My worship, my instrumente, my alles, myne. Laat iemand net durf om naby te kom, is myne. Beheer. Weet julle wat, ons, dit is die Here is goed, dit gaan maar swaar aan die een kant.
die Here is goed, maar dit gaan swaar, en nou die dag hoor ek, so 2-3 maande terug, hoor ek van 'n pastoor van die kansel af kom, en wat mense van die kansel af, hulle die challenge finansieel, maar hy manipuleer hulle. Ek vrees God te veel om so iets te doen. Hoe kan jy imagine, hy sien die motief van my hart, en ek kom en ek maak 'n sterre, ek sê, daar's groot nood in die liggaam van Jesus. En die Here wys my die manne met saakmoene oopmaak. Dis nie meer net 'n 10de of offergawetjie of 'n first fruit nie, hierdie is 'n 50% offergawe vandag. En dit sal goed gaan met jou. En 3 weke later sien ek dit buffel geskiet. Van 180.000 rand. Maar weet jy wat's amazing? Kom ek sê dit vir jou. Want daar's 'n accountability iets. Die Here, dink dit was 3 jaar terug, 3-4 jaar terug. Toe maak God dit moontlik dat iets wat vir ek baie lief is om te jag, toe skiet ek 'n buffelbal. Luister, verniet. Amen. Maar laat ek hom post op my social wikkies. Pastoor steel geld uit gemeentheid. Ons lag, so het gebeur. Laat ek hier voorstop met 'n nuwe wild track of met 'n nuwe Hilux. Hoe moet ons so bly vir jou? Ja, die Here is goed. Dominika, wat doen hulle reg? Ja, nie dan wie 'n nuwe Jeep. Hulle lag, dis die waarheid. Maar skens met respek gesê, die besigheidsman kan 4 nuwe karre 'n jaar koop. En die vrou het haar eie hairdresser, is gaan goed, en sy bou ander die huis. Ja, dit is alright. Maar moet net nie gebless wees in die liggaam in die ministry. Moet net nie gebless wees in die ministry. We keep him poor, as ons so humble daar, nee man, luister, gelukkig is my vertroue nie een van julle, en ek sê dit baie liefde, my vertroue is om Jesus steeds my. Hy sustain my, want ek kan al die geld in die wêreld hê, nee, ek sal nie my siel verkoop vir geld, of iets van hierdie wêreld nie. Hier is my sustain, Jesus sustains my. En ek kan beheersend raak, sukkel om ander te vertrou en huiwerig om mense in hulle Godgegewe roeping vry te staan. Weet jy dat dit gebeur in die liggaam van Jesus Christus? Ek sien, hier sit Petrus en Kristal volgens, goeie boeta van my. Hier sit hy. Ja man, hy kom nooit tyd, en sê my moras, weet jy wat? Ek en Kristal, ons kan nie die ding los nie, maar dit is nou in ons harte. Vader wys ons moet 'n seisoen by jou inskakel. Ek sê Petrus, my boeta, prys die Here, halleluja, wat sê my wat wie betrokke raak. Hy sê moras, ek wil betrokke raak by die mannebediening. Ek sê Petrus, slaat op asseblief elke tweede week, dan jy bring ons die woord. Jy bring hom die woord. Hey, die eerste oggend bring daai man die woord. Die salwing van die Here kom oor daai plek. The signs, wonders, miracles gebeur. Ons verander van 40 manne na 300 manne op 'n Vrydagoggend. Raai wat gebeur? Hoor na, omdat ek self-centered is, sien daai man as 'n bedreiging. Ek stamsak nie die goed nie, dis wat gebeur in die body of Christ. Maar as ek sterf met myself en ek weet gaan by die koninkryk van God en God se perfekte wil, weet jy wat ek doen? Ek sê, Here, halleluja, dankie wat jy deur daai moet ons se lewe doen. Want hy is 'n aanwinst vir die koninkryk van God. Hy lewe sy roeping, dit wat hy doen. He's not a threat unto me. In die volgende maand kom 'n baie magtige man van God, iemand wat ek en Janie na jare opgekyk het. Ons was in 'n gemeente gewees. Die onder ken hom baie goed, die Spanjaard wat ek ken. Hy gaan een Sondagoggend hier kom bedien. Ek is so lief vir daai man, want hy het so 'n beautiful manier van bediening. Hy gaan hier kom bedien. But it's not a threat unto me. Hey, maar dit sit aan die kom bedien. Hy's nie 'n threat unto me. Baie jare terug, wie ken vir Johan Potgieter? Prof Johan, Potas, ek is so. Hy het al hoeveel jare het hy bedien by Ignite. En Barnard, as hy kom en hy bedien. They're not a threat unto me, because I know who I am in Christ. Hier's die ding, as hy staan, weet ek, die Here het gesê, Mornay, laat hierdie persoon nie bedien. Maar dis nie my kerk, dis syne. That's what it's all about. Jy sien, vrees vervang geloof en kompetisie begin liefde vervang as jy so hart het. Maar dit is nie die hart van die koninkryk nie.
'n koninkrykbouer verstaan dat alles aan Jesus behoort. Hulle verheug hulle wanneer ander sukses behaal. As ons net daai ding kan regkry, as jy net daai ding in jou lewe kan regkry, en jy kan waarlik iemand sien as dit goed gaan met hulle. Nie net as hulle 'n babietjie gekry, nou is jy bly nie. Want jy diep binne wil jy nog 'n kind gehad het. Maar as jy daar kom, jy kan sien dit gaan goed met die mense. En jy kan waarlik net ook kyk en sê, ek is so bly vir jou. Hulle verheug hulle wanneer ander sukses behaal, omdat hulle weet dat die koninkryk van God groter is as enige individu. 'n Koninkryksbouwer, luister hoe mooi sê, en dis, ek is Here so dankbaar vir hierdie, want dis deel van my, hoe kan ek dit sê, my standaard, as ek dit so kan stel vir mense, wat ek toelaat wat baie naby my beweeg. 'n Koninkryksbouwer is iemand wat mense bemoedig. Hy challenge jou so bietjie, sy kom en, want hy het die hele tyd bietjie beter gaan met jou. Boet uit jy ons daan gedink, my brother, dit, whatever dit mag wees, ons bemoedig mekaar. 'n Koninkryksbouwer is iemand wat mense toerus. Dis iemand wat mense bemagtig. En dis iemand wat altyd met vreugde en met liefde bedien. Nie condemnation, nie veroordeel. As daar korreksie is, moet daar korreksie plaasvind. Maar jy doen dit uit 'n plek van liefde. In plaas daarvan om te vra, hoe byvoorbeeld dit my, verander die hele vraag na, hoe kan ek dien? Hoe kan ek dien? 'n baie kragtige getuienis van 'n koninkryksbouer. Kan jy gaan kyk na die lewe van Johannes die Doper? As jy wil kyk na die lewe van Johannes die Doper, ek dink die vers wat by verre vir my uitstaan in sy hele bediening. Johannes se bediening, Johannes 3:30. Johannes staan en sê, hy, Abba Vader, moet groter word, he needs to increase, en ek moet minder word. Johannes het baie mense gehad wat hom gevolg het. Hy kon maklik sy eie bediening, invloed en naam opgebou het. Maar toe Jesus verskyn, het hy doelbewus een kant toe gestaan, die mense na Christus toe verwys en hom verheug en te sien wat Jesus deur hulle lewe begin doen. Hy het verstaan dat die koninkryk nooit oor hom gegaan het nie, maar altyd oor Jesus. Wat is 'n les wat ons uit lees? Wat ons uit leer? 'n Koninkryksbouer word nie gemeet aan hoeveel mense hom volg nie, maar hoeveel mense hy of sy lei na koning Jesus toe. That's what it's about. Because that's completely in line with the Great Commission. That's what the Great Commission says. Go out, walk disciples. Ware grootheid lê in nederigheid, gehoorsaamheid en daarom 'n koninkryk van God te bou, nie jou eie koninkryk nie. Die volgende is my so belangrik. 'n Koninkrykbouer bly getrou aan die waarheid van God se woord. Ek gaan dit weer sê. 'n Koninkryksbouer bly getrou aan die waarheid van God se woord. Hierdie is nie net 'n boek nie. Hierdie is die kompas van jou lewe. Jy moet 'n liefde hê vir hierdie woord. Jy moet hom kan lees. Jy moet 'n honger hê om hom te kan lees. Hulle word nie afgekeer of afgelei deur persoonlike voorkeure van aardse erkenning nie. Hulle grootste begeerte is om lewens te verander, om te sien hoe 'n lewe verander van glorie tot glorie. Harte genees te sien. Dat mense 'n ontmoeting met Jesus Christus kan inbeweeg. 'n Koninkryksbouer is leerbaar. A teachable son and daughter of the Most High. Hulle is bereid om te groei en verandering te omhels, soos Heilige Gees hulle lei. Hulle soek nooit die eer vir hulle self nie, omdat hulle verstaan dat elke oorwinning, elke deurbraak en elke lewe wat verander, slegs moontlik is deur die genade van Abba Vader. That you can never ever boast in yourself. So when we boast in Christ. Mag ons
as kinders van God nooit mense word wat ons eie name probeer groot maak. Laat ons eerder saam die koninkryk van God bou, met een hart, met een doel, met een passie, om Jesus te verheerlik. En ek dink ek wil net stilstaan by die woordjie passie weer. Dis iets wat Satan rampant is om by jou te steel. Is jou passion vir Christus Jesus. Jou passion vir die verhouding met jy met hom. Want daar is 'n massive verskil as jy met iemand 'n pad stap, wat Jesus, wat sê, is 'n kind van God. En dit doen dit uit 'n plek van, jy weet, ek moet net meer Bybel lees, ek moet net meer bid, ek moet net meer aktiwiteite doen, ek moet net. Waar jy kom op 'n plek waar iemand 'n passie het, maar weet jy, ek dien die Here nou 'n jaar, ek dien die Here nou 10 jaar, ek dien die Here nou 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, wat dit ook wees. Ek dien die Here, maar dis, hoe stuur ek daai passion? Baie maklik. Spandeer tyd saam met hom. Spandeer tyd saam met God. Spandeer tyd saam met hom. Ek sal nooit vergeet vir die jare wat ek betrokke was by rugby afrigting nie. Hoe, en die coaches wat actually in Engeland, die eerste 2 jaar wat ek saam gecoach het by die hoërskool waar ek was, het ek en hy saam onder 14's afgerig. En hy kry toe 'n pos en hy is Engeland toe. Maar ek sal nooit vergeet nie, ek het daar ingekom en as ons niks in die sirkel gestaan het, as jy praat met die seuns, dit was 'n groot groep, die was tussen 70 en 90 seuns gewees by oefening, dan staan ons nou daar, so voor die proewe. Dan kom ons by mekaar en dan praat die ander, sê hy, ek sê vir jou dit en dit en dit en dit, en ek sê vir jou dit en dit en dit, en ek sê vir jou dit en ek sê vir jou dit en ek sê vir jou. En dit begin my te irriteer, ek dog myself, maar hoe irriteer het my? Ek klim my voertuig, ek ry dan weg. Ek sê, Here, wat is my hart nie reg? Ek bedoel, hierdie coach het al hoeveel trofees gewen, hy is wel bekend en alles, en wat's fout met my? Is ek nou jaloers op die ou? En die Here kom deur my daai dag, weet jy wat, in 'n spansport, is dit nooit, it's never me or I, dis ons. Dis ons. Ek het nooit, as ek sy afrigter gesê, ek gesê, ons. As ons wen, dan wen ons lekker, as ons verloor, hy ons saam. Want dit is ons, en ons is die liggaam van Jesus. Nie jy alleen nie, ons. We are needed as the body of Christ. Laat ons gesprekke gevoel wees met ons, eerder as ek. Laat ons gebede wees, Here, hoe kan ek dit dien? Hoe kan ons dit dien? Eerder as, Here, wat kan ek ontvang? Wanneer liefde ons fundament is, en hy word jou fundament, sal eenheid kragtig wees. En Jesus sal altyd die middelpunt bly van die koninkryk van God. Onthou groei. Jou groei kom deur tyd te spandeer saam met hom. Want jou lewe begin te verander, dat mense kan sien, sy glorie skyn oor jou en deur jou en in jou, wat mense nader trek na hom toe. That's what it's all about. As we carry his glory, it's never ever to win people for yourself, it's to win them, kyk vir my hande, to win them for his kingdom. Hy gebruik ons as sy seuns en dogters om mense nader te trek. Ek sluit af, in die week is ons 'n groep wat een ontstaan en kuier, en daar's 'n geleentheid, daar's 'n semi-geleentheid wat geskep word vir my om iets te deel. En toe ek wil sê, die Here van jy gaan nie dit doen. Jy gaan nie dit nou deel, want dit voel reg, maar dit is nie reg, nie nou nie. Die volgende dag is ek alleen saam met die persoon. En die persoon begin my vrae te vra. En toe ek met die persoon begin antwoorde gee, niks hard, ja, maar die woord sê of dit en dit en dit en dit nie. Net rustig. Net luister by die Gees sê, ek los nie die regte antwoorde by daai persoon. Toe ek daai persoon se paai skei, 2 dae later of 'n dag later, toe stuur daai persoon my 'n boodskap en sê, "Orlay, baie dankie vir dit wat ek by jou kon leer." Hoor nou, toe weet ek is nie ek, dis die Gees van God.
Holy Spirit ministered onto that person. En ek sê nie as ek daai oomblik, toe daai setting daar was vir my om te deel, sou dit nie reg gewees het. Ek dink dit was God se perfekte timing gewees nie. Want miskien was dit 'n manier waar daai persoon afgesit was. Maar wys dit vir jou, God kom op die regte tyd, sy spesifieke perfekte tyd. En nou begin die persoon oop te maak teenoor my en begin my vrae te vra. Is dit nie amazing nie, ja? Julle, hierdie journey wat ons stap, is nie so ingewikkeld nie, maar it's all about a love relationship. Hierdie is nie 'n boek wat net wil veroordeel en doodslaan en seermaak. Hierdie is 'n liefdesroman. Dis die mooiste liefdesboek wat ooit geskryf was, is en ooit sal wees. And if you start loving the author of this book, dan word hierdie woord vir jou lewendiger as enigiets anders wat jy ooit gelees het. Daar's niks mooier as dit. En dan wat amazing is, al lees jy nou soos ek nou volgende Jeremia gelees het, al lees jy 3 chapters of 4 chapters of jy spandeer soveel tyd in die woord, weet jy wat gebeur, né? Jy gaan nie, dit is baie min wat jy kry, maar jy gaan nie, you won't be able always to quote scripture of heart. Jy gaan nie net kom en sê, Jeremia 32:15 sê dit, en dit, jy gaan dit miskien nie alles kan onthou nie, maar jy sal in gesprek staan, en iemand sal 'n vraag vra, soos ja, ek het volgende gelees, ek onthou het staan daar so, en jy kom, en jy antwoord die persoon uit die woord uit. En sê, brother, sissie, weet jy wat, as jy by die huis kom, gaan lees bietjie Jeremia 32, gaan kyk bietjie wat staan daar so. Ek het laas week, ek kan nie onthou wat met julle gedeel het nie, maar laas week, ek het mos 35 geword, die 23ste Junie. Kijk, 35 jaar, so ver terug. Maar daai verjaarsdag vir my, die oproepe en die boodskap wat ek gekry het, en die skrif wat Vader vir my gegee het, ek in 'n kwessie van 'n week en 'n half, is dit al klaar besig tot vervulling te kom. Ek is nou, kan ek voel, nie net ek nie, maar ek en Jan, is al klaar in die nuwe seisoen. Want hy het gesê, 5 and 3 makes 8, it's a new season. Dis 'n nuwe seisoen, dis 'n nuwe seisoen wat aanbreek. En ek kon nie kom en sê, Here, maar is dit nou gesondheid, is dit nou ministry, is dit nou finansies, wat is dit nie? Ek weet nie wat is dit nie, maar U roep 'n nuwe seisoen oor my lewe. Hey, ek en my meisie, ons bly in 'n huisie, ek en my meisie. Is besig om 'n nuwe seisoen te beweeg. Ons staan in 'n seisoen. Isn't He faithful? Laas week, ek sluit af met die laas week, daar 2 dames al agter gesit. En wat so amazing was, is toe ek my hande gaan lê op die dame. Jy weet, die salwing wat daar plaasgevind, die anointing, dit wat die Here daai vrou mee ontdui het, daai oggend, wat sy net moes hoor, het soveel goed by haar geskryf. Sy sê vir my, daardie tyd, sy sê, Molly, dis soos 'n puzzle, wat net alles begin in plek te val. En weet jy, dis wat so amazing is dat, jy weet, hier sit my pa, op sy jeugdige ouderdom. En ek weet, hy lewe so naby aan Vader. Hy lewe so naby aan Vader, hy is so lief vir die woord. Maar in my korter journeys wat hy met Vader op pad stap, kom ek baie keer op 'n plek en dan is dit soos mense deel met my 'n revelation. En as dit nie asof ek sê ek het geweet, ek weet wat die revelation is nie, maar in die journey, soos jy pad stap, al die jare wat die mense saam met die Here pad stap, dan kom jy by 'n plek en iemand deel met jou revelation. En dan is dit soos hierdie puzzle stukkies wat so by mekaar kom. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Ons het hoeveel jaar terug het ons profetiese Bible 55 gedoen. Dries, kan jy onthou? 8 jaar, 10 jaar terug, ek weet. 7 jaar, 8 jaar, okay? Doen ons 'n Bible 55 kursus met hom. En ek begin saam met hom aan 'n journey te stap, 'n bietjie van 'n mentorspad stap ek saam met hom. En dan sit ons een keer 'n week en dan kuier ek en hy saam en dan vra ek hom vrae en ek bounce goed van hom af.
Dan kom hy sê, dan lag hy. Ek sê, hy lag altyd so 'n lekker snor van hom, lag hy so, hy sê, "Wat dan oorlei?" Dan deel hy dit met my. Dan sê hy, Norita sê, "But you knew this." Hy sê, ek beloof jou, Johan, ek het geweet. Dis net, ek het nie geweet hoe pas dit alles by mekaar in. And that's why God has ordained certain people with certain amper, pastore, evangeliste, apostels, teachers. Dit is so belangrik, die vyfvoudige bediening in ons lewe. Maar ek wil vir jou sê vandag, daar's geen groter titel in die koninkryk van God as om 'n diensknegt te wees vir hom. Want jy dien nie uit 'n plek van vrees en ek moet nie, jy dien uit 'n plek van ek wil dit doen. Kom ons sluit ons weg, dan bid ons saam vanoggend in Jesus naam. Vader, ek loof en prys U vir omdat ons geroep het as koninkryksbouers. Vergewe ons asseblief vir daai areas in ons lewens wat ons trots is, waar ons selfsugtige ambisie het, waar ons 'n begeerte het na erkenning in ons eie harte. Ons vra U vanoggend, Here Jesus, wys ons as ons sukkel in die area van nederigheid, dat ons kan weet dat dit wat ek het, is vir my geleen. En ek moet rentmeesterskap neem oor dit in my lewe. One day I'm going to stand before you, Lord, and I'll have to give account of what I've done. With you, first of all, and secondly, with what you've given us. So help ons om dit reg te steward. Ek vra asseblief vir goddelike stewardship in ons lewens. Al het ek baie, al het ek meer as genoeg, of al het ek min, al het ek so min soos daai vrou wat daai laaste penny ingegooi het, dit was so min, maar sy het haar laaste gegee. Al voel ek volgens dis wat ek het, vra ek asseblief dat ek nog steeds dit sal doen, uit 'n plek van liefde. Vader, my gebed vanoggend is asseblief, vul ons opnuut met Heilige Gees. Help ons om in vreugde te dien. Help ons om in nederigheid te dien. Help ons om op 'n plek te kom, om die eenheid te bewaar as die liggaam van Jesus. En help ons, Abba Vader, soos die vir ons gee die groot opdrag, om die koninkryk van God uit te brei. Nie altyd deur wat ek sê nie, maar ook lewe. My gebed vanoggend is, dat U my boeties en sissies sal seën, boet en bewaar en beskerm. En Vader, ek wil vanoggend bid, asseblief, as daar enigiemand is wat hierso sit vanoggend, wat gebed nodig het. Laat jy nou hier sal opspring en uithardloop en jaag en 'n kar spring en wegjaag nie, maar as jy sal vorentoe kom. Want dis mense hier voor wat saam met jou gaan bid vanoggend. Wat saam met jou wil bid. En ons sê klaar dankie vir daai deurbrake in Jesus naam. Ons bid asseblief vir ons kinders nou in die skoolvakansie, vir al die onderwysers en onderwyseresse wat op vakansie is. En Vader, al die mense wat met jou weg is op vakansie. Ons bid vir die hand van beskerming oor hulle. Traveling mercy. And Father, we thank you that your grace is more than enough every single day of our lives. Be glorified and magnified in everything that we do is our prayer in Jesus' name. And we all agree, we say amen and amen.